Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons Vader, saam met daardie engeleskaar, saam met daardie hemelse wesens wil ons ook uitroep, soos hierdie pragtige lied so mooi getuig het, met ons hele wese wil ons sê, heilig, 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 wil ons sê, loof hom, prys hom, jubel voor sy aangesig, want hy is waardig om dit alles te ontvang. Ons Vader, wanneer ons dan nou vanaand ook so saam is om die woord, wie is U die een wat ons onderrig, wie is U die een wat ons vorm, wat ons lei, wie is U die een wat in ons midde waarlik verheerlik word, in die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia, bid ons dit, halleluja, amen. Geliefdes, U kan gerus sit, hartlike goeienaand aan elkeen van U, ek vertrou dat dit goed gaan met een en met almal, en dat almal sover 'n aangename en 'n geseënde Sabbat gehad het. Kosbaar vanmôre se boodskap rondom die psalms van Asaf, wat so mooi was met 'n pragtige boodskap, en dit sluit eintlik so mooi aan by dit wat ons vanaand gaan hanteer, en daarom wil ek tog hê, jy moet saam met my blaai na Psalm 81 toe, soos wat u vanmôre gehoor het, dit ook een van die psalms van Asaf is, wat so mooi is, en lees saam met my hierdie pragtige deel vanaf vers 9 af, en dit sluit aan by die tema van vanaand se boodskap is, hoor Israel, hoor, gehoorsaam hom, en hy begin hierdie woorde met vers 9, hoor my volk, en ek wil jou dit inskerp. Psalm 81, ek wil net seker maak almal is daar. Hoor my volk, vers 9, en ek wil jou dit inskerp. Israel, as jy tog na my wou luister, daar mag by jou geen vreemde God wees nie, en voor 'n uitlandse God mag jy jou nie neerbuig nie. Ek is Jahwe, jou Elohim, wat jou laat optrek het uit Egipte land, maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. Toe het ek hulle oorgegee aan die verharding van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kan wandel, en ek wil julle moet onthou hierdie woorde, Jahwe wat sê, omdat julle nie luister nie, gee ek julle oor aan die verharding van julle hart. Vers 13, toe het ek hulle oorgegee aan hulle verharding van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kon wandel. Ag, as my volk na my wou luister, Israel in my weë wou wandel. Gou sou ek hulle vyande onderwerp, en my hand teen hulle teestanders uitstrek. Die haters van Jahwe sou kruipende na hom toe kom, maar hulle tyd sou vir ewig wees. Ja, hy sou hulle voed met die beste van die koring, en met die heuning uit die rots sou ek jou versadig. Wat 'n pragtige woorde, wat 'n pragtige getuienis in hierdie versagting, ons het gehoor, die tema van hierdie Psalm 81 was daai, aan die een kant die feestelikheid, die feeslied, en aan die ander kant die klaaggesang. Aan die een kant is dit hierdie vreugde oor die Sabbatte, die seëninge van Jahwe, die feeste van Jahwe, wat vir Israel getuienis is van hierdie verlustiging, maar aan die ander kant die klaaggesang, as my volk maar net wou luister. En dis die verhaal van Israel se geskiedenis, van die begin af. Hierdie oproep van Jahwe, en daarom as gevolg van Israel se ongehoorsaamheid, as my volk net wou luister, as my volk gehoorsaam was aan Jahwe, dan sou ek hulle genadig wees. Maar nou is Israel nie, die geskiedenis van Israel is die kenmerk van opstand, goddeloosheid, eie wysheid. En daar waar elkeen van ons maar is, dink maar vir 'n oomblik in jou eie lewe, as ons nou ons volk moet beoordeel, is ons volk regtig op hulle knieë voor Jahwe, of is ons volk vandag besig met allerhande dinge, kyk hulle om hulle eie gang te gang, as jy nie jou sake op my dag wil doen nie, maar die Sabbat het geword vir ons volk net 'n inkopiedag, nog 'n dag waar ons kan gaan geld uitgee, wat ons kan gaan tyd spandeer in die wêreld, waarmee ons kan besig hou met alles van die wêreld.
En daarom is Jahwe se oordeel wat ons vanmôre ook gehoor het, begin by die heiligdom van Jahwe. Julle kan onthou wanneer Amos uitroep, slaan die kapiteel. Die oordeel van Jahwe begin by die heiligdom, die tempel, die volk, die eiendom van Vader Jahwe. Want Jahwe se handeling is nog altyd met sy volk, met sy eiendom, met sy heiligdom, met jou en met my. En ek wil vir 'n oomblik stil staan daar waar jy nou is. Jahwe se werk is met jou. Jahwe se werk is om jou te vorm, jou persoonlik te vorm, na sy wie en sy welbehae. Jahwe se doel met jou lewe, daar waar jy sit, en ek wil tong in die kies sê, een van die dae gaan Zoom iets uitbring, dat wanneer ons uitsaai, dat die administrateur kan, sonder dat almal weet, kan hy jou kamera aansit, en dan kan ek 'n bietjie kyk hier van my af, kan ek ook presies sien hoe lyk jy aan die ander kant, so wees gewaarsku. Maar ek noem dit want ons ingesteldheid moet wees 'n absolute, nie 'n ligsinnige toenadering. Ek lê nie op my 7de rugwervel wanneer ek tydens die boodskap besig is met die diens nie. Daar's 'n erns, daar's 'n toewyding in my, want Jahwe is besig met my lewe. Hierdie boodskap van vanaand is vir jou besonderlik om te hoor na die stem van Jahwe. Want Jahwe werk, en dis die wonderlike genade, hy werk met sy volk. Jahwe werk met sy eiendom, Jahwe werk nie met die vreemdes nie. Die enigste werk wat Jahwe met die vreemdes doen, is tot diens en tot die redding van die uitverkorenes. As Jahwe sy volk wil tugtig, dan gebruik hy die vreemde volke. As Jahwe iets wil verrig in sy volk, maar dis die genade. Alles wat rondom jou en my gebeur, is om jou en my, om jou te vorm na die welbehae van Jahwe. Vergeet van die wêreld, vergeet van alles daar buite, Jahwe is met jou besig. Daarom is die doel van wêreldgerigte en alles wat in die skepping gebeur, een doel, sodat Israel tot Jahwe sal gryp, sodat jy tot Jahwe gryp, sodat jy tot Jahwe vra, sodat jy by Jahwe skuil, sodat ek en jy met ons wese tot Jahwe gryp. En ons sien dit so mooi wanneer hierdie benoudheid oor Israel neerdal in 2 Konings 19 vers 15, wanneer Hiskia in daai benoudheid is en Hiskia kan uitroep voor Jahwe, Jahwe Elohim van Israel, wat op die Gerub troon, en sien hierdie bewustheid, wat gebeur, wat doen Hiskia eerste? Die grootheid van Jahwe. Jahwe, U wat op die Gerub troon, U alleen is God van al die koninkryke. U het die hemel en die aarde gemaak. Geliefdes, die een is ons hierdie twee dele. Die een ding is, kan jy regtig, daar waar jy vanaand sit, kan jy regtig sê, hoor mooi, dat alles wat in die skepping gebeur, gebruik Vader Jahwe tot redding van jou lewe. Kan jy regtig sê dat elke benoudheid, elke beproewing wat ook oor my pad kom, is daar sodat ek vrug kan dra, dat ek geestelik kan groei, dat ek in die beeld van Yeshua volwasse kan word, sodat Jahwe in my verheerlik kan word. Niks is per ongeluk nie, niks gebeur net nie, dis Jahwe se raadsplan, se tree en asemhaling, asemteug, oomblik vir oomblik vir oomblik, sy werk met my. En dit is ons bewustheid van die grootheid van Jahwe, maar die besonderse individuele werk met jou en met my. 2 Kronieke 14 vers 11, Jahwe, niemand kan help, soos U tussen die magtelose en die kragtelose nie. Help ons Jahwe, ons Elohim, want op U steun ons, en in U naam. Geliefdes, die wonderlike vrede wanneer ons weet dat alles wat gebeur rondom ons het een doel. Jy hoef nie te vrees vir die vyand of dit of dat nie, jy hoef nie vir wêreldgerigte rond te hardloop nie, want jy het daai vrede as gelowige dat alles werk tot jou vorming en redding in Jahwe. En ek en jy het een roep, en ek wil dit vir die jong mense sê, waar jy ook al
vandag is, daar waar jy saam met jou ouers vandag saam hierna luister of as gemeente saam vergader is. Jahwe se doel met alles rondom ons is om een ding te bring, die geroepe na Jahwe, die buiging voor Jahwe. As daar benoudheid, as daar swaar, as daar uitdagings, as daar vrede, as daar blydskap, maak nie saak wat nie, die einddoel van Jahwe met sy volk, en daarom met die individu, is dat die individu, dat jy en ek voor Jahwe, en jy jong mens van jongs af, voor Jahwe sal buig. Dat jou grype na hom sal wees. En daarom wil ek sommer, terwyl ons daar vra, en ek wil so 'n geleentheid gee vir die ouers om vir die kinders te vra, wat is die 5 stappe? En as daar nou, as julle nou al ouer is en die kinders is al uit die huise, wil ek gou vir 'n oomblik hê, ek gaan daai geleentheid kans gee, want ek wil hê elkeen van julle moet gou 'n beurt kry om stap 1, wanneer ons in benoudheid kom, is daar 5 stappe, julle moet dit goed ken. En ek gaan julle gou die geleentheid gee om daar in julle huise elkeen daai 5 stappe op te noem voor ek dit sê, en julle kan voortgaan. Moenie dat daar stilte wees nie. Goed, en ek hoop julle is nou al deur al 5. Goed. Stap nommer 1, daar is altyd 'n groot vyand. Dit moet julle goed ken. Maar wat's die doel van daai groot vyand, en julle moet dit onthou? Punt nommer 2, onderwerping aan Jahwe, goeie werk. Punt nommer 3, Jahwe gee altyd die oorwinning. Punt nommer 4, daar's altyd 'n groot buit, dit werk ten goeie mee. En punt 5, offer dank aan Jahwe. Nou ek hoop elke huisgesin het dit reg gehad. Nou wil ek vir die kinders sê, julle kinders, as ma en pa dit al vergeet het, onthou hulle daarvan. Want dis belangrik, elke dag se lewe, en ook ons bestaan in vandag se tyd, het ons hierdie uitdaging, hierdie beginsel wat geld, naamlik, daar's altyd 'n groot vyand. Maar nou wil ons baie keer fokus verloor, en ons wil in die wêreld betrokke raak, en ons wil die en daai vreesagtig en onseker. In die oomblik as jy vreesagtig en onseker is, wat doen jy? Jy word kwaad, en ons wil in woede, en selfregverdiging, en in eie waan, en in veroordeling wil ons beginne optree. Die kind van Jahwe gaan soos 'n Hiskia, soos wat ons gelees het, daar in 2 Konings 19 vers 15, wat het Hiskia gaan doen? Hy gaan buig voor Jahwe. Hy maak Jahwe groot, en dit herinner ons aan Jakobus 4 vers 7 se woorde, onderwerp julle aan Jahwe, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. My en jou werk in elke omstandigheid is die skuiling by Jahwe, die buiging voor Jahwe, die klein word voor Vader Jahwe, want ons moet onthou, die oordeel van Jahwe in Israel altyd, was tot die suiwering van die gehoorsame, en tot die oordeel, en ons het dit vanmôre gehoor, van die skynheilige en die goddelose. Want die vuur van Jahwe, en die oordeel van Jahwe, moet die goddelose en die skynheilige ook verteer. Maar vir die kinders van Jahwe, bring dit die buiging voor Jahwe, die klein word voor Jahwe, en ons dink so mooi, wanneer Jerusalem dan uiteindelik vernietig word, dan is dit almal wat nie in Yeshua geglo het nie, wat daar in die stad op die wreedaardigste wyse sterf. Van honger, van peste, van 'n burgeroorlog, van die wreedste moorde, van hulle wat se ma oopgesny word en bo op vloekpale opgehang word, terwyl Jahwe sy gelowige kinders in die holte van sy hand hou, omdat hulle geluister het na die stem van Jahwe, toe die woord in Matteus 24 en Lukas 21 gesê, dat hulle uit Jerusalem moet uitvlug, en omdat hulle gehoorsaam was. Die vraag dan nou vir my en vir jou vanaand, as ons dan sê ons word geroep in alle omstandighede, in alle situasies om voor Jahwe te gaan buig, dan wil ek dit prakties maak in jou lewe. Elke situasie, elke uitdaging het daai een doel, dat jy kan besef Jahwe is groot en sy genade is oor jou.
sodat ek en jy kan uitroep tot hom, Jahwe, wie kan, niemand kan red soos U, tussen die kragtige, die magtelose, die kragtige en magtige teenoor die kragtelose nie. Ons is nietig en swak, maar U is die een wat ons wat nietig en swak is, vashou en uitred en begenadig is. Maar daar korte gehoorsaamheid, en daarom die tema gehoorsaam aan hom, en daarom ons teksgedeelte, kom ons blaai nou na Romeine hoofstuk 1, ons teksgedeelte vir vanaand. Romeine hoofstuk 1. Romeine 1 vers 18, ek dink almal van u ken die teks redelik goed, maar kom ons lees dit. Ons gaan tot en met vers 21 lees. Want die toorn van Jahwe word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van Jahwe geken kan word en hulle geopenbaar is, want Jahwe het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. En nou belangrik, omdat hulle, alhoewel hulle Jahwe geken het, hom nie as Elohim verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Die oomblik wanneer Jahwe homself aan jou openbaar, en jy daai waarheid verag, en jy daai waarheid eenkant toe skuif, of deur goddeloosheid, of deur skynheiligheid besig word met jou eie dinge, dan gaan jy onder die oordeel van Jahwe val. En daarom is een van die gevaarlikste dinge van die menslike verharding, deurdat die mens die woord van Jahwe verander. Deurdat die mens die betekenis en die boodskap en die evangelie van Jahwe verander. Hierdie beginsel is so belangrik dat Jahwe dit dikwels beklemtoon. Deuteronomium 4 vers 2, julle mag by my woord wat ek julle beveel niks byvoeg en julle mag daar niks weglaat nie. Openbaring 22, dan weer aan die einde van die woord van Jahwe vers 18, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie boek dinge byvoeg, sal Jahwe oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. Die woord van Jahwe is kosbaar. En die woord van Jahwe is Jahwe se woord, en dit mag nie verander word nie, want elke woord van Jahwe is gelouter en is doelbewus en is geldig. En die oomblik as jy iets daarvan gaan verander, gaan jy iets van die boodskap van Jahwe verloor, verontagsaam. In Prediker, verskoon Spreuke 30 vers 5 sê, elke woord van Jahwe is gelouter. Vers 6, voeg by sy woorde niks nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leienaar geopenbaar word nie. Voeg niks by, vat niks weg, maar luister wat die woord van Jahwe sê. Jahwe se opdrag aan ons is geweldig duidelik, om sy woord te ondersoek, maar om dit met 'n respek en met 'n vrees te hanteer, want sy woord is geweldig. Sy woord is 'n tweesnydende swaard, sy woord is vernietigend tot die een wat dit verkeerd hanteer, en dit bring die dood voort van die een wat die woord van Jahwe verkeerd hanteer, maar vir die regverdige gehoorsame kind van Jahwe bring dit die lewe. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur Jahwe ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van Elohim volkome kan wees in elke goeie werk toegerus. Jahwe se woord is 'n krag, is lewe
tot elkeen van ons, en daarom ook sien ons dit in die woord van Jahwe, byvoorbeeld wanneer Paulus aan die gemeente in Tessalonisense skryf, dan sê hy in 2 Tessalonisense 3 vers 14, en as iemand aan die woord van hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy kan skaam word. Daar's 'n onus by ons om te sê, maar broer, jy moet luister na die woord van Jahwe. Jy kan nie jou eie dinge proklameer nie, jy kan nie met jou eie dinge besig wees nie, jy kan nie die woord gebruik soos wat jy dit wil gebruik nie, jy moet luister wat sê die woord van Jahwe. En dis juis dan die goddelose en die skynheilige wat die woord van Jahwe verdraai. Wat die woord van Jahwe misbruik. Ons dink aan Satan self, wanneer hy daar in die versoeking by Joshua kom staan en sê, daar staan geskrywe dat hy sal vir hierdie klippe sê word brode. Daar staan geskrywe, hy sê engele gaan die opdrag gee dat u voet teen geen klip stamp nie. Die Satan self gaan vat die woord van Jahwe en hy verbuig dit om sy verbuigde, mistastende antwoord by uit te kom. En dis wat Psalm 56 vers 6 sien, die hele drag verdraai hulle my woord. Geliefdes, is daar een belangrike saak vir ons ook as 'n gemeente is, wanneer ons die woord van Jahwe gebruik, is dat ons die woord van Jahwe reg sal sny. Dat ons die woord van Jahwe in geheel sal gebruik. Nie die woord van Jahwe hier en daar sal uittrek net om ons saak te pas nie. Dat ons nie die woord van Jahwe ooit sal gebruik, soos Dominee Waldo verlede week gesê het, saam met die koerant langsaan, net om toepaslikhede te maak nie. Nee, dis belangrik dat ons die woord van Jahwe suiwer as die woord van Jahwe sal hanteer, sodat die woord self kan spreek. Dat die woord self kan getuig. Maar dis juist die goddelose en die skynheilige wat die woord van Jahwe verdraai en aanpas, sodat dit 'n self en 'n eie willige godsdiens kan bewerk. Ons het al baie keer in die verlede gesê, hoe hartseer dit is dat daar soveel mense is wat die Bybel kritiseer, wat die kanon van die woord van Jahwe kritiseer, wat sê hierdie Bybel is deur vreemdes vertaal en die woord is so swak vertaal en dis dit en is dat wat hieraan herstel moet word. En dan is dit persone wat absoluut van Bybelvertaling 'n dooie duik niks weet nie. Daar moet 'n respek in ons harte wees vir hierdie woord van Jahwe wat deur sy goddelike krag bewaar is, wat ek en jy vandag kan vashou. Daar moet 'n besef wees en daarom het ons begin vanaand met die grootheid van Jahwe en dat alles werk ten goeie mee vir die uitverkorenes van Jahwe. Maar ons is so besig dikwels om oral rond te kyk dat ons Jahwe nie sien nie. Dat die kern van die evangelie, die doel van die hele boodskap van hierdie woord van Jahwe om voor Jahwe te buig, by ons verbygaan. So dikwels is ons besig om die woord op 'n eie willige manier te hanteer. En daarom, as dit Vader Jahwe se wil is, gaan ons een van die dae so bietjie gesels rondom die gedagte hoe om die woord te bestudeer, hoe om die woord te hanteer, want dis nie 'n geringe saak nie, dis iets kosbaars. Hoe maklik is dit vir mense om net kritiek teen die woord uit te spreek, om in eie willigheid, byvoorbeeld ons weet hoe die goddelose dit doen om te spot met die woord en te sê, maar die woord sê dit en die woord sê dat, byvoorbeeld wanneer, soos byvoorbeeld wanneer mense vir my verlede week gesê het, maar daar is wanneer die woord sê in Samuel dat dit Jahwe was wat verskoon dat die Satan was wat vir Dawid aangehits het om te sondig, om die volk te tel, maar in Kronieke staan dit dat dit Jahwe was. En is dit nou Jahwe of is dit die Satan? En dieselfde kan ons sien in Judas. Was dit nou die Satan wat Judas gedryf het, of was dit Jahwe? En daarin is dit,
dis hierdie tipe van dinge, maar die vraag bly nie altyd net daar nie. Dis mense wat met moedswilligheid dit handel, met 'n doelbewustheid om onsekerheid en twyfel te wek, sonder om werklik insig te wil verkry. En ek kan daarin net kortlik sê, terwille van dat dit nou nie oop bly nie, wil ek sê, vat byvoorbeeld vir Judas en dieselfde by koning Dawid. Dis Judas wat daar sit aan tafel en wanneer die meester aandui dat dit hy is wat hom gaan verraai, dan sit Judas wat uitgaan en is die Satan wat in hom vaar sodat hy daar na die owerpriesters toe gaan. Maar wie is die een wat alles beskik het en wat bestem het dat dit sal gebeur? Dit was Jahwe self. En daarom lê daar nie hierdie botsing daarin nie. Maar dit is so maklik vir mense om eenvoudige goeders te vat en daarmee twisvra en onnodighede te begin. Die kernbeginsel van die woord van Jahwe, en dis waarby ons moet uitkom, en ek wil daarmee begin saamvat vanaand, want vanaand wil ek so 'n bietjie rondom dit gesels het, maar met hierdie kernboodskap, hierdie kernkonklusie. Die kernboodskap van die hele woord van Jahwe is 'n lewende, heilige verhouding met Jahwe. Die hele omstandighede waarin ons leef, in wêreldgebeure, wêreldgerugte, dinge wat rondom ons gebeur, alles, ons omstandighede, ons alles het een doel. Wat? Dat ek en jy voor Jahwe gaan buig. Sodat ek en jy in ons elke dag se bestaan 'n hartklop verhouding met Jahwe kan hê. Dit beteken elke oomblik, dat ek elke oomblik bewus is van hom, en ek wil dit nou regtig prakties maak, en ek wil vir jou vra, byvoorbeeld vandag, byvoorbeeld môre wanneer jy wandel, is jy die heeltyd bewus van Jahwe? Want dis ons roeping as kinders van Jahwe, dis ons roeping as Israel, is werklik waar hierdie intieme verhouding met Vader Jahwe. Elke oomblik, elke wandel, elke besluit, elke woord, elke wysheid dat ek dit aanpak, dat ek daarmee, en dis die hele doel. Die hele belofte van die nuwe verbond is, ek sal in julle woon en onder julle wandel, ek sal vir julle God wees. Ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in my. Vir my is die lewe Yeshua en die sterwe is wins. Hy is die alles in my, want ek is nou die tempel van Jahwe. En vir elkeen van ons wat daai vreugde elke dag ervaar, en ek wil daarin sê, by almal van ons is daar soms daai tyd wat 'n ou so fokus op iets anders of besig raak, maar ons roeping en ons strewe moet wees, daardie lewende, kragtige buiging voor Jahwe. En hoekom daar die belangrikheid is die buiging? Julle kan onthou, ons het aan die begin verwys na Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle aan Jahwe. Ons het verwys na 2 Kronieke, ons het verwys na 2 Konings. En ons het gepraat, die kernbeginsel is die buiging voor Jahwe. Vanmôre of vanaand ook in ons gebed het ons gesê, om te buig saam met die engele, saam met die lewende wesens. Dit begin by die mense buiging, se klein word voor Jahwe. Want as jy klein word en buig voor Jahwe, want Jahwe woon by die ootmoedige, die gebrokenes van hart, om hulle te laat herlewe. Jahwe se wandel is by die nederige, die afhanklike, die kleine. Daarom is die kenmerk van die kind van Jahwe se gebrokendheid voor Jahwe, se afhanklikheid van Jahwe, se buiging voor Jahwe, sodat hy vanuit sy verhouding met Jahwe dan kan leef. En daarom, geliefdes, die oomblik wanneer die mens te groot word, dan wil hy nie meer luister nie. Dan is die mens so besig met homself. Dan kan die mens selfs Bybelstudie doen, diens bywoon, hy kan selfs preek, hy kan selfs woord bedien en al hierdie dinge. Maar dit gaan ver verwyderd wees van 'n lewende verhouding met Jahwe. En dit gaan 'n eie willigheid en 'n selfgesentreerdheid word. En die einde daarvan lees ek vir ons, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Want redding spreek van geloof, 'n lewende verhouding met Jahwe. Daarom sal Jahwe hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Hoor mooi. Jy wandel of met Jahwe, jy gaan nie net lou bly nie.
Stelselmatig gaan daar 'n agteruitgang wees. Stelselmatig gaan goddeloosheid, skynheiligheid gaan by jou oorneem. Jy gaan agterkom, jy kan by die diens kom, jy kan met almal lekker saampraat, geestelike dinge, maar wanneer jy hier wegry, dan is jy besig met jou eie begeerlikhede, eie wil, selfsug en al hierdie dinge. En dit is die dinge wat in jou lewe na vore kom. En ek wil daarom vir jou vra, hoe is dit wanneer jy van die gemeenskap van die gelowiges verwyderd is? Wat is jou behoefte wanneer jy alleen is, wanneer niemand jou sien nie? En daarom sal Jahwe hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Hoor mooi, maar ons moet Jahwe altyd oor julle dank, broeders, wat deur Jahwe bemin word, dat Jahwe julle van die begin af verkies het tot saligheid, in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Waarmee het ons begin? Wees die waarheid gehoorsaam. Nou moet daar geloof in die waarheid wees. En ek wil vir 'n oomblik voor ek verder lees, wil ek tog sê, weet julle wat is kosbaar? Veral vir my wat die voorreg het om so baie oor die land te ry en in baie huise te kom en persoonlike gesprekke, is daai vreugde wat Paulus moes ervaar het ook om te sien hoe daar gemeentelede is wat Jahwe waaragtig dien in waarheid. En dis 'n vreugde. En weet jy wat se lekkerte is dit om met gemeentelede oral te doen te kry en wat Jahwe dien, wat Jahwe vrees en die voorreg wanneer ons by 'n oop graf te kan staan en ons kan afskeid neem van iemand en ons het vrede dat daardie persoon het Jahwe gedien. Wat 'n voorreg het ons nie daarin nie. Vers 14, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons meester Yeshua te verkry. Wat is ons doel? 'n Verhouding met Jahwe, 'n lewe in Yeshua, om die heerlikheid, om die voorbeeld, die gestalte van Yeshua te verkry. So dan, my broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer het, julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur die woord, of deur die brief van ons. En mag ons meester Yeshua Messias self, en ons Elohim en Vader, wat ons lief gehad het, en 'n ewige troos, en 'n goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos, en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Ek sluit daarmee af. Geliefdes, laat ons regtig gehoorsaam wees aan die woord van Jahwe. Die kernboodskap van die woord van Jahwe is ons word geroep tot 'n lewende verhouding met Yeshua. 'n Wandel met hom, dat hy meer word en dat ons minder. Ons word nie geroep alles buitekant, al die storms, al die winde, alles buitekant, het een doel, om jou en my op ons knieë te bring voor Vader Jahwe. Hy is die een wat die wêreld hanteer, maar hy verwag van jou en my, hy verwag van ons as 'n gemeente, om te buig op ons knieë, voor die aangesig van die lewende Almagtige. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg dat ons U mag dien, dat ons U mag ken, dat ons U mag lief hê. Help ons dat ons altyd op 'n waardige wyse met U woord sal omgaan, sodat dit ons altyd sal leer om klein te word voor U, afhanklik voor U, nederig, gebroke. En dat ons vanuit daai posisie uit na die wêreld sal kyk met die wete dat hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En hy het klaar oorwin en dat ons een begeerte het en dit is om sy wil in hierdie lewe te doen, om hom gehoorsaam te wees, om U, Vader Jahwe, U wil te doen. Dankie dat ons dit ook kan vra vir hierdie week wat voorlê. Wees U die een dan wat ons vorm en ons rig en ons lei tot U welbehae. In die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia, bid ons dit.
Amen. Kom ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.